Kom o stille nag van vrede onder die Suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke buier in uwe ouwe taal? Kyk selfs die nachtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. In hierdie land, o Heer. Jesus het beloof, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Geliefdes, Jesus laat julle vrede na. Hy gee julle sy vrede. Ons Vader in die hemel, baie dankie dat ons hierdie jaar kan afsluit en dat U vir ons werklik geleer het hoe om afhanklik van U te wees. Baie dankie dat ons hierdie jaar kan afsluit met die wete dat ons in hierdie kerkgebou gesit het, ook ander plekke, ook voor die televisie en na U woord kon luister. Dat ons na die taal van U woord in ons harte kon luister. En daarom kom bid ons, Here, dat U vir ons die voorreg sal gee om hierdie jaar af te sluit met 'n wonderlike taal, 'n oorwinningstaal in ons hart. En dat ons sal oorgaan in die nuwe jaar in met hierdie oorwinning. En dat die taal wat ons praat, die wêreld sal verander, sal vernuwe, dat dit 'n verskil sal maak. Ons vra, Here, dat U in hierdie nuwe jaar ons sal seën. Dankie dat ons die voorreg het om 'n nuwe jaar in te gaan. Dankie dat ons 2025 so kan vier en kan weet dat U volgens U beloftes by ons sal wees, altyd by ons sal wees. Dankie dat U genade so groot is, dat U die almagtige, alwyse God, die teenwoordige God, alomteenwoordige God, ook hier is
in hierdie aand, maar dat U ook in hierdie nuwe jaar so met ons sal wees, dat U ons lewens sal rig en ons sal lei, dat U ons werklik sal gebruik om met ons taal, ons lewenstaal, ons lyftaal, ons menstaal, ook so 'n verskil in die wêreld te gaan maak. Seën vir ons nou so en wees by ons. Ons vra dit alles in die naam van Jesus. Amen. Ons skriflesing vanaand is uit Handelinge 2, Handelinge 2 vers 1 tot 8 en dan vers 12 en 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons sy eie moedertaal? Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Party het maar net gespot en gesê, hulle is sekerlik dronk. Ons lees tot sover. Die wonder van hierdie skrifwoord is juis dat 'n mens besef, hier het die Heilige Gees taal gegee om te praat. 'n Wonderlike taal wat hoorbaar was en wat mense verstaan het. 'n Taal wat mense aangespreek het. Dit laat my so dink dan ook aan Koos Du Plessis se lied 358 wat ons nagekyk het. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis, wyl stemme uit die ou verlede oor sterre heuwels reis. En dan sê het Kersfees kom, Kersfees kom. Vers 3, voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, Christus kom. Gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. So kan ons, soos Koos Du Plessis, kan ons met die taal speel. Hier het die Here God by die begin van die kerk, die ontstaan van die kerk, absoluut met die taal gespeel. Dit het mense aangegryp. Daar was wonders soos die plek wat geruk het en die tonge van vuur wat verdeel het. Maar die wonderlike was die tong van die taal wat mense se hart gegryp het. Die vraag natuurlik is of ons
hierdie jaar kan afsluit 2024 en dat ons mekaar kan sê, kom luister, kom kyk na my taal van die jaar. Kom kyk na my hartstaal. Kom kyk na my lewenstaal. En kyk of jy kan sien dat ek as gelowige in hierdie jaar geleef het, volledig geleef het, vir Christus geleef het. Of moet ek sê, soms was my totale lewenstaal so 'n bietjie bouvallig gewees, so 'n bietjie uitmekaar geval. Soms het ek maar bietjie onbeholpe gelyk. Soms het dit baie cru my beperkinge as gelowige uitgewys. Die probleem is dat ons eintlik maar soos die kerk van destyds toe ontstaan het, met so 'n verrukking eintlik elke nuwe jaar moet ingaan. Ons kan na die ou jaar kyk en sê, groot dele daarvan het ek maar gesukkel met my taal, maar ek wil hierdie nuwe taal, wil ek met 'n wonderwerk ingaan, soos wat die nuwe kerk, die kerk van Christus daar in Jerusalem begin het, ingegaan het. 'n dubbele wonderwerk wat daar visueel, maar ook met die ore, dat hulle duidelik kon, en hulle kon vir die disippels ervaar en beleef. So die volle mens is betrek by hierdie wonderwerk. Hier het iets baie besonders gebeur. Hier het gewone mense, maar Galileërs, het begin om die tale te praat. As mens mooi daaraan dink en jy fors bietjie na, kan jy vir jouself die vraag vra, is dit werklik asof hulle al die tale geken het om te praat, het die Heilige Gees hulle daartoe gelei, of het hulle maar net gepraat en die Gees het die ore van die mense van Jerusalem aangegryp, sodat hulle elke woord kon verstaan, in hulle eie taal kon hoor presies wat die Here God van hulle vra. Dit is 'n wonderwerk. En eintlik moet ons dit ook wil vra vir die nuwe jaar. Here God, sluit ons lewens, sluit ons harte, sluit ons ore oop, ons oë, dat ons die volheid van u genade en u liefde opnuut kan beleef in 2025. Here, daar moet niks wees van alledaagsheid of voorspelbaarheid nie. Maak dit 'n opwindende jaar. Mag dit wees dat die Here God iets niets gaan doen, iets niets gaan laat deurbreek, in ons lewens gaan laat binnekom. Die vraag is natuurlik, is dit moontlik vir ons? Is dit moontlik vir ons as gemeente? Is dit moontlik vir jou as mens, dat daar regtig iets niets in hierdie jaar gaan deurbreek? Die vraag is net, glo ons dit regtig in hierdie tyd? Want kyk, die wêreld is maar die mekaar. François van Cauque het so uitgedruk, op sy T-hemde staan daar, die wêreld is mal. Ek dink ons almal beleef iets van die malheid van hierdie wêreld. Is dit dan nog moontlik dat ons kan sê, die wêreld gaan iets niets beleef, gaan iets anders beleef, of gaan dit verder net verval in die malligheid? Dit hang natuurlik van jou en van my af om hierdie verskil raak te sien en daarvolgens te lewe. Mag dit, soos dit 'n nuwe jaar vir die kerk was, mag dit 'n nuwe jaar wees waarin ons 'n nuwe taalvaardigheid aanleer,
die wonder daarvan, die gawes daarvan. Mag dit wees dat ons 'n nuwe dialek aanleer, wat geesgedrewe sal wees, wat 'n groot verskil in die wêreld gaan maak. Mag dit wees dat jy hierdie nuwe jaar so gaan begin, en uitsien daarna, om daarin te gaan leef. Want kyk, ons moet nooit vergeet nie, dat die Heilige Gees is die groot vertaler van die woord van God. Hy vertaal so dat jy nie anders kan as om hierdie Gees te hoor, en die ander sy daarvan te hoor nie. En om te beleef, dat die Gees jou dryf, om al hierdie afgesaagdheid uit jou lewe uit te dryf, en die nuutheid en die varsheid en die andersheid, wat die Heilige Gees, ons groot vertaler, dan in die nuwe jaar vir ons gaan in ons harte gee en vir ons gaan gee. Kyk, die Heilige Gees wil in hierdie tyd vir ons neem. Kyk, baie keer is ons lewens maar vaal. Is ons lewens soos wanneer jy aangestap kom na 'n kathedraal toe, dan lyk dit maar vaal en baie keer eenvoudig, ja, dis 'n groot mooi gebou wat daar staan, maar dit lyk nie altyd so indrukwekkend nie. Maar stap jy die kathedraal binne, stap jy reg deur binnekant toe, tot voor by die kansel, en jy draai om, en jy kyk terug, en die son skyn deur daardie loodvensters, met al sy pragt en sy praal, met al die verhale van die Bybel, van Adam en Eva, en van Jesus, en van die kruis, en jy kyk terug, en jy sien hierdie ongelooflike prent, wat daar vir jou is. Weet jy, dit is waarheen die Heilige Gees vir ons wil vat. Hy wil vir ons in God se kathedraal inlei, begelei, hier in 2025. En vir ons iets nuuts gee, iets anders gee, dat ons opnuut die vreugde en die andersheid van die kathedraal van God kan sien. Dat ons aan die einde van 2025 sal sê, hoe wonderlik was dit om tye in daai kathedraal te wees, te gaan sit, God te beleef, God te ervaar, die nabyheid van hierdie God te sien, sy krag te beleef, hierdie God wat deur sy Gees vir ons nuwe dinge laat hoor, nuwe ore gee, nuwe vertalings gee van wie God self is. Dit het tyd geword dat ons nou vir onsself sal sê, kom ons stap oor hierdie drempel die nuwe jaar in. Kom ons stap God se kathedraal in, en ons stel ons in om die vreugde en die blydskap en die grootsheid van God se genade elke dag te beleef. Ons loof en ons prys die Here God vir die warmte van die kleur en die warmte en die nuutheid van dit alles, en die andersheid van dit wat uitstraal. Ja, Here, dit gee vir ons hoop vir die nuwe jaar. Amen. Ons Vader, baie dankie dat U vir ons in hierdie jaar wil inbegelei in U nuwe kathedraal in, om 'n nuwe boodskap te ontvang, om 'n nuwe storie te beleef, om die kleurryke varsheid van U genade te beleef, om die nuwe vertaling van U woord te beleef, om die nuwe vertaling te hoor en te verstaan en te ervaar. Dankie, Here, vir alles wat U vir ons gee, ook in hierdie aand, in die naam van Jesus.
Amen.